Laas Sondag die tyd het ons opstandingssondag gevier. Opstanding van Jesus. Dis nou 'n week later. Na die opstanding van Jesus, tot en met sy hemelvaart, wat hy terug is hemel toe, het daar 40 dae verbygegaan. En in daardie 40 dae is daar vir ons in die Bybel 10 keer aangeteken wat Jesus aan mense verskyn het. Dis nie te sê hy het net 10 keer nie, hy kon dalk meer kere aan mense verskyn het, maar ons weet van ten minste 10 keer wat Jesus na sy opstanding voor sy hemelvaart in daardie 40 dae aan mense verskyn het. 6 van daai 10 kere wat vir ons opgeteken is, was binne die eerste week. Hierdie week wat ek en jy nou net geleef het, van laas Sondag tot vandag. 6 van die kere wat Jesus verskyn het aan mense na sy opstanding, was in die eerste week. Daarna het hy 3 keer nog aan hulle verskyn in Galilea, waar hy meeste van sy wonderwerke gedoen het terwyl hy op aarde was, het hy 3 keer verskillende kere aan sy disippels verskyn in Galilea, en dan net voor die hemelvaart, net buite Jerusalem, het hy weer 1 keer aan hulle verskyn. Dis die 10 kere wat opgeteken vir ons is in die Bybel. Ons lees in Handelinge 1 vers 3 die volgende. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Nou julle weet daar's 4 evangelies wat Jesus se lewe op aarde vir ons opgeteken het, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En baie min stories word in al 4 evangelies vertel. Omdat elkeen van hierdie manne hulle eie perspektief gehad het, verskillende goed was vir elkeen van hulle baie belangrik. Wanneer een van Jesus se verhale of iets in al 4 evangelies opgeteken is, soos byvoorbeeld die kruisiging, dan moet ons mooi gaan kyk, want dis belangrike goed, wat al 4 van hulle gedink het, is belangrik genoeg om neer te skryf. So in al 4 die evangelies lees ons, dat die sondagoggend van die opstanding, dat die vroue eerste by die graf was, en gesien het dat die klip weggerol is, en dat Jesus nie meer in die graf is nie. Maar 2 van hierdie evangelies, Markus en Johannes, vertel vir ons, wie is die persoon aan wie Jesus heel eerste verskyn het na die opstanding. En ek wil graag met julle vandag oor hierdie persoon praat. In Markus 16 vers 9 tot 11 lees ons, na Jesus se opstanding, vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het, alhoewel hulle by haar gehoor het, dat hy lewe, en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Wie was Maria Magdalena? Hoekom het Jesus gekies om na sy opstanding heel eerste aan haar te verskyn? Wat weet ons van haar? Wie was sy? Wel, die naam Maria is afgelei van die naam Mara. En ons weet wat beteken Mara uit die Bybel, want nadat Naomi haar man en haar 2 seuns in Moab begrawe het, sy het haar man en haar 2 seuns daar aan die dood afgestaan, kom sy saam met haar skoondogter Rut terug na Bethlehem toe. En toe sy in Bethlehem kom, toe is die vroue van Bethlehem baie bly om haar te sien, en hulle verwelkom haar terug, en Naomi sê vir die vroue van Bethlehem in Rut, hoofstuk 1 vers 20, moet my nie meer Naomi noem nie, sê sy vir hulle, noem my nou liewer Mara, want die Almagtige het my lewe bitter gemaak. Maria, die naam Maria beteken bitter. Iemand wat 7 onrein geeste in haar het, moes sekerlik 'n bitter lewe gelei het. Daar moes sekerlik baie seer en gebrokenheid in haar lewe gewees het. Dis wat Maria beteken, maar wat beteken Magdalena? Waar kom Magdalena vandaan? Nou, julle weet in die Bybel lees ons baie keer van Jesus van Nasaret. Dit was 'n manier hoe mense baie keer mense geïdentifiseer het. Daar was baie Marias. So watter praat jy van? Maria Magdalena. Watter Jesus praat jy van? Jesus van Nasaret. Nou Magdala is 'n dorp aan die see van Galilea. Ek het vir julle 'n kaart saamgebring om vir julle te wys.
Meeste van Jesus se wonderwerke van sy tyd op aarde was hier rondom die see van Galilea waar hy gefunksioneer het. En daarbo kan jy sien is Kapernaum wat amper soos die hoofkwartiere van die disippels was. Dis waar Petrus gebly het in Kapernaum. En dan sien julle daar so waar die vetmaagie van die see van Galilea is, so aan die linkerkant is Magdala. Magdala was Maria se geboortedorp. So hulle moes haar eintlik genoem het Maria van Magdala, maar dit het later Maria Magdalena geword, want sy het van Magdala afgekom. Nou hier is iets baie interessant. Meeste van hierdie dorpies was visserdorpies by die see van Galilea. Dis waar die vissermanne gebly het, want hulle het vis gevang in die see. Maar Magdala was 'n dorp waarin hulle kleurstowwe en materiaal vervaardig het. Dit was nie 'n vissersdorp nie. Hulle het materiaal gemaak en kleurstowwe waarmee hulle daai materiaal gekleur het, is in Magdala gemaak. Hy was bekend daarvoor. Nou, in Handelinge lees ons van Lydia, die purperverkoopster, onthou julle, wat met die kleurstof handel gedryf het, wat 'n ryk vrou was. So hier is iets wat ek geleer het van Maria Magdalena. Hulle vermoed, Maria was self 'n baie ryk vrou, wat handel gedryf het in kleurstowwe soos purper en materiaal. Want nadat Jesus die 7 duiwels uit haar uitgedryf het, het sy saam met ander vrouens vir Jesus gevolg, waar hy ook al gaan, en sy het vir hom gesorg, finansiëel ook. Sy moes geld gehad het om vir Jesus 3 jaar te sorg, vir sy en sy 12 disippels kos te gee, hulle reiskoste te help versorg. So daar is dalk 'n storie agter hierdie vrou gewees het. Ons vermoed sy was 'n ryk sakevrou. As die Here jou losmaak van 7 bose geeste, moet daar sekerlik 'n dankbaarheid in jou hart wees. Want wat ons van haar wel weet is, nadat Jesus haar bevry het, en hy het haar nie net haar gees bevry nie, hy het haar liggaam en haar siel, haar emosies vrygemaak van hierdie duiwels wat haar vasgebind het. Hy het vir haar 'n vryheidsdag aangekondig. Nadat Jesus haar vrygemaak het van hierdie 7 demone, lees ons, sy was een van Jesus se mees loyale disippels. Sy het gegaan waar hy gaan, sy was oral altyd daar, sy het Jesus gevolg, oral. Ons lees van haar liefde, haar loyaliteit, sy het haar geld, haar tyd, haar energie gegee vir Jesus se bediening. En ons lees dat sy by die voet van die kruis was, toe hulle vir Jesus gekruisig het, daardie Vrydag. In Matteus 27 vers 55 en 56 staan, baie vroue wat Jesus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het alles op 'n afstand dopgehou. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die ma van Jakobus en Josef en die vrou van Zebedeus, die ma van Jakobus en Johannes. Maria Magdalena was by die kruis. Toe die disippels weggehardloop het en bang was vir vervolging, was Maria Magdalena by die kruis. Ons sien sy het by die kruis gestaan en alles dopgehou, en ek vermoed, my storie sê vir my, sy was een wat tot heel laaste by die kruis gestaan het. Want ons lees, toe Josef van Arimatea Jesus se liggaam van die kruis kom afhaal het en na die graf toe gevat het, was Maria daar. Ons lees in Markus 15 vers 46 en 47, Josef het 'n lang strook linne gekoop, Jesus van die kruis gaan afhaal, hom in die linne toegedraai en in 'n graf neergelê wat in die rots uitgekap was. Toe het hy 'n klip voor die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria die ma van Joses het gestaan en toe kyk waar Jesus neergelê word. Sy het by die kruis gekyk waar Jesus sterf. Sy het daar gestaan tot hulle sy liggaam afgehaal het van die kruis en sy het gekyk waantoe hulle hom vat en sy het toegekyk hoe Josef hom toedraai in linne en hom in die graf neerlê. Hier staan Markus se weergawe, Maria en die ander Maria het gestaan en toe kyk. Hulle het gekyk hoe Jesus in die graf gelê word, hoe hy toegedraai word. Maar toe lees ek hierdie selfde storie en Matteus skryf een spesifieke woord wat net vir my so uitgestaan het en ek dink nie ek het dit al ooit raak gelees nie. En dit het my hart aangegryp oor hierdie vrou, Maria Magdalena.
Matteus skryf ons presies dieselfde in hoofstuk 27 vers 59 sê hy, Josef het Jesus se liggaam toe in ontvangs geneem en dit in 'n nuwe stuk linne toegedraai. Hy het dit in sy eie nuwe graf gelê wat hy in 'n rots laat uitkap het. En nadat hy 'n groot klip voor die ingang gerol het, het hy weggegaan. Intussen het Maria Magdalena en die ander Maria daar reg voor die graf se ingang bly sit. Ek vermoed Maria was daar elke tree van Jesus se bediening. Sy was daar toe hy verhoor is voor Pilatus en toe die doodstraf oor hom uitgespreek is. Ek vermoed Maria was daar toe hulle Jesus met die kats geslaan het en sy het gesien hoe stukke vel en vleis uit sy liggaam geruk word met die katshoue. Ek dink Maria het saam met Jesus die Via Dolorosa gestap na die koppie toe waar hy gekruisig is. Die Bybel sê vir ons, sy was daar by die kruis. Toe die ander weggehardloop het, was sy daar. Sy was daar toe hulle hom neergelê het in die graf. Sy het hierdie hele pad gestap, gesien, gehoor, gevoel, beleef wat met Jesus gebeur. Sy het gesien hoe hulle die liggaam in die graf neerlê. Sy het gekyk hoe Josef die klip voor die graf rol. En sy kon nie loop nie. Sy het voor die graf gaan sit. Dit was Vrydag. Wanneer die son sak Vrydag begin die Joodse Sabbat. Dit was 'n spesiale Sabbat, want dit was Pasga. Jesus is gedurende die Joodse Pasga gekruisig. So voor sononder moet almal by hulle huise wees. Al die voorbereidings moet getref word. Jy moet klaar gebad het, jy moet jou skoon klere aangetrek het, want jy moet gereed wees vir die Sabbatsmaaltyd en niemand mag dan werk nie. So die Jode het gesê, die Romeinse soldate moet asseblief Jesus se bene breek, sodat hy kan doodgaan en hom van die kruis kan afkry, voor die Sabbat moet begin, want hulle nog voorberei vir die Sabbat. Hulle was hastig dat Jesus moet sterf. Die Bybel sê vir ons 3 uur daai Vrydagmiddag het Jesus sy laaste asem uitgeblaas. En toe die Romeinse soldate by hom kom om sy bene te breek, het hulle 'n spies in sy sy gesteek en daar het bloed en water uitgekom wat gesê het, hy's reeds dood. Hulle het nie 'n been van hom gebreek nie, want hy was reeds dood. So ergens na 3 Vrydagmiddag moes hulle besef het Jesus is dood. Dit is verby. En na 3 uur daai Vrydagmiddag het Josef van Arimatea na Pilatus toe teruggegaan en hy het gaan vra, asseblief kan ek toestemming kry om Jesus van die kruis af te haal, kan ek sy liggaam gaan begrawe. So tussen 3 uur en sonondergang moes Josef Pilatus se toestemming kry, terugkom, 'n stuk linne gaan koop, want ons lees, hy het dit gaan koop, dit was nuwe linne, hy moes die stuk linne gaan koop, hy moes Jesus afhaal van die kruis af, hy het hom na die graf toe gevat, hy het hom toegedraai in die linne, hom behandel met mirre en alwyn, hy het die graf toegerol, en toe was Josef hastig om by die huis te kom, want die Sabbat is op pad. En hy moet voor sononder by die huis wees. Nou ek het gaan lees, hulle sê in Jerusalem in April gaan die son rondom 7 die aand onder. So jy moet by die huis wees, jy moet bad, jy moet gereed wees, jy moet nuwe klere aan hê voor Sabbat. So jy moet om ten minste as jy dit fyn sny, 6:30 moet jy by die huis wees om alles klaar te maak voor die son ondergaan. Josef was hastig om die graf toe te kry om by die huis te kom vir Sabbat. Maar Maria het voor die graf bly sit. En ons weet nie hoe lank nie. Ek dink hulle het 5 minute voor die son sak huis toe gehardloop. Net nog 'n klein bietjie tyd by Jesus. Ek wil hom nog nie daar los nie. Johan was gisteroggend by die hospitaal toe oom Josef oorlede is. En hy vertel vir my toe by die huis kom, toe hulle nou moet loop, toe sê Tannie Mara, ek wil hom net nog 1 keer gaan Kobai sê. Kan ek hom net nog 1 keer gaan groet. En Tannie Mara en Angeline is na oom Josef toe om vir oulaas baie te sê. Maria Magdalena wou net nog 1 minuut
by 'n toegraf sit, want Jesus is daar binne. En my hele lewe gaan oor hom. Ek kan hom nie net nie los nie. Sy het tot aan die einde by die graf gebly. Ons weet die Bybel sê, daar was 4 mense by daai graf, daai Vrydag. 4 mense wat betrokke was om Jesus van die kruis af te kry en in die graf neer te lê. Ons lees daarvan in Johannes 19, vers 38. Hierna het Josef, wat van Arimatea afkomstig was, omdat hy vir die Joodse leiers bang was, was hy 'n geheime disipel van Jesus. Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus kon kry. Pilatus het dit toegestaan. Josef het toe die liggaam gaan haal. Nikodemus, daai Nikodemus so wie Jesus in Johannes 3 vers 16 gesê het, want so lief het God die wêreld gehad, daai Nikodemus, wat Jesus die eerste keer gedurende die nag besoek het, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het toe Jesus se liggaam geneem en dit in die linne doeke saam met die speserye toegevou, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir begrafnis voor te berei. Ons weet, die 2 Maria's het gestaan en kyk wat hulle doen. Hulle het voor die graf gesit en ons weet hierdie 2 manne, Josef en Nikodemus, het vir Jesus afgehaal, sy liggaam voorberei en linne toegedraai en in die graf gebêre en die klip toegerol. Het julle gehoor dat Josef was 'n geheime disipel van Jesus? Nikodemus het in die nag na Jesus toegekom. Hierdie 2 skatryk manne, een wat sy eie graf vir Jesus gegee het, want net die ryk mense het grafte gehad wat uit die rots uitgekap is. Die arme mense is in velde begrawe, soos ons begrafplase, is hulle in vlak grafte begrawe. Die rykes het rotse gehad waarin die familie begrawe is. Josef het sy eie graf gehad, hy was 'n ryk man van aansien. Nikodemus bring 50 liter mirre en alwyn. Die gebruik was dat hulle 'n liggaam gewas het en dan so bietjie gesalf het met mirre en alwyn, dalk die kop gesalf het. As hulle genoeg geld gehad het, die hande kon salf met mirre en alwyn. Met 50 liter kan jy die hele liggaam bad. Dis baie oordadig. Jy weet hoe lyk 'n 50 liter drom. Dis soveel mirre en alwyn hy aanbring. Hoekom so baie? Want die skuldgevoelens is so groot. Toe Jesus geleef het, het hulle nie opgestaan vir hom nie. Hulle was nie daar vir hom nie, hulle het weggehardloop vir die Joodse leiers, hulle was bang, hulle was geheime disipels, wat hom gevolg het, maar niemand moes geweet het nie. Maar toe hy gesterf het, toe kom die skuldgevoelens, en hulle gee 'n graf, en hulle gee linne doeke, en hulle gee mirre en alwyn. Ek het gaan lees, hulle sê, die waarde van 50 liter mirre en alwyn, as ons dit in vandag se taal kon oorbring na ons tyd, ons geld toe, van daai tyd, dan is dit 937.000 rand, amper 1 miljoen rand, se mirre, wat Nikodemus gebring het, groot skuldgevoel. 2 mans, wat geheime disipels was, het vir Jesus afgehaal in die graf neergelê. En 2 vrouens was daar om te kyk. 2 vrouens wat hulle hart en hulle lewens, hulle alles vir Jesus gegee het. Die manne is haastig om by die huis te kom, want dit is amper Sabbat. Maar die vrouens wil net nog 'n bietjie sit. Hardloop jy of sit jy? Is jy soos die disipels wat weghardloop as dit moeilik raak? Wat nie by die voet van die kruis was nie. Ons weet Johannes was daar, maar Petrus was definitief nie daar nie. Wat weghardloop as dit bietjie swaar raak. Is jy soos Nikodemus en Josef van Arimatea wat net in die graf so gou as moontlik moet toekry en by die huis moet kom? Of is jy soos die Maria's wat net so bietjie gaan sit by Jesus? Ons het nodig om partykeer net so bietjie te gaan sit by Jesus. Jy hoef nie eers altyd te praat nie. Hy ken jou hart al klaar. Want voordat jy nog sê, weet hy al klaar, wat is die woorde in jou mond. Partykeer het jy net nodig om bietjie te gaan sit. En net naby aan Jesus te wees. Ek weet nie hoe lank het daai vrouens voor die graf gesit nie. Maar hulle is huis toe en ek dink nie hulle het 'n oog toegemaak daai Vrydag aand nie. Hulle het daai Sabbat verby gewens en ek dink ook nie hulle het veel geslaap Saterdag aand nie. Want ons lees dit was
nog donker toe hulle van hulle huise afgegaan het. In Matteus 28 vers 1 lees ons, vroeg Sondagmôre, terwyl dit begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Hulle was die laastes by die graf daai Vrydag, en hulle was die eerstes terug daai Sondagoggend, om na die graf toe te gaan. Hoekom kies Jesus om heel eerste aan Maria Magdalena te verskyn? Want sy was daar. Toe die ander weggehardloop het, toe die ander haastig was, want hulle is besig en dinge om te doen en die Sabbat, was sy daar. Sy was daar toe hy geslaan is, sy was daar toe hy die kruis gedra het, toe hy gestruikel en geval het en Simon het sy kruis verder gevat. Sy was daar toe hy aan die kruis gehang het, sy was daar toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Sy was daar toe hulle sy liggaam afgehaal het en in die graf gelê het. Sy was daar toe hulle die klip toegerol het. Sy was die Sondagoggend eerste daar om te gaan kyk waar hulle hom neergelê het. Sy was daar en daarom kon Jesus aan haar verskyn. Is jy een van die geheime disippels wat so af en toe 'n draai maak, so af en toe geldjie gee, so af en toe net kom inloer om te sê ek is nog hier, maar niemand moet dit weet nie, en Nikodemus, en Josef, is jy dalk een van Jesus se disippels, 'n Petrus, 'n Jakobus, wat nie daar was toe Jesus gesterf het nie, maar die vreugde en die wonder van die wonderwerke en die wonderlike genesings wou sien, maar die pyn van die kruis wou mis? Of is jy een wat sit by die graf en sê, Jesus, net nog 'n minuut by U. Jesus skryf, is vir ons opgeteken wat Jesus sê, en dis seker een van die hartseerste verse wat daar geskryf is in die Bybel. Jesus sê vir ons in Lukas 9 vers 58, maar Jesus het geantwoord, jakkals het gate om in te bly en voëls het neste, maar ek, die Seun van die mens, het nie eens 'n plek om my kop neer te lê nie. Hy het nie 'n plek gehad nie, hy het nie 'n huis gehad nie, hy het nie 'n bed gehad nie, 'n kussing gehad nie. Hy was die hele tyd besig tussen God se mense. Ek het nie 'n plek om my kop neer te lê nie. Daar was geen plek vir Jesus op aarde nie. Jesus het geen sonde gehad nie. Ons lees 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak terwyl vir ons. Hy het geen sonde gehad nie, tog het hy 7 demone op hom gedra die dag toe hy aan die kruis gesterf het, want hy het vir Maria losgemaak van al haar sonde. Hy het jou sonde en my sonde op hom gedra. Hy het geen graf gehad nie. Daar was nie 'n plek vir hom op aarde nie. Hy's in 'n geleende graf in Josef van Arimatea se graf neergelê. Geen plek vir Jesus, behalwe in die hart van 'n vrou wat gesit en wag het by die graf. Ek wil een van hierdie vrouens wees. Ek wil een wees wat sit. Jesus, ek wil net naby U wees. Here, hier's plek in my hart vir U. Dalk is daar nie plek in hierdie stikkende wêreld, in hierdie gebroke wêreld vir U nie, maar hier is plek vir U. U het my lewe verander, U het my vrygemaak, U het my losgemaak van waar ek was voorheen, U het my hele lewe kom verander. Here, my hele lewe behoort aan U. Alles wat ek het, alles wat ek is, my energie, my geld, my tyd, my liefde, my alles behoort aan U. As jy daar is by die kruis en jy's daar by die graf, is jy ook daar by die oorwinning. En jy's daar as hy opstaan en hy staan voor jou, want jy's daar. Johannes 20 vers 11 tot 13. Maria het buite die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe 2 engele met wit klere aan, wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. En sy weet waar die liggaam gelê het, want sy was daar Vrydagmiddag toe die liggaam neergelê het. Een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hom neergelê het nie. My Here. Hy's my Here. Ek behoort aan hom en hy behoort aan my. Hy's my Here. Ek wens ek kon sien toe die volgende gebeur. In Johannes 20 vers 14 tot 16 lees ons, Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy?
wie soek jy? Sy het gemeen dat dit die tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom gaan haal. Ek weet nie hoe sou sy vrou alleen hom gaan haal het nie, maar dis die desperaatheid in haar hart. Ek wil net hom sien, ek wil net by Jesus wees, ek sal hom gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni. Rabboni beteken my Here, my meester, my leermeester, my onderwyser, en Rabboni beteken my prins. Die woord Magdala, daardie dorpie wat ek net op jou gewys het, die woord Magdala beteken kasteel. Daar was nie plek vir Jesus op aarde nie, en daar was nie eers plek vir hom om begrawe te word nie, hy is in 'n geleende graf begrawe. Maar in die hart van Maria Magdalena was daar 'n kasteel waarin haar prins gebly het. Jesus het plek gehad in 'n vrou se hart. Hy het haar losgemaak van 'n lewe vol bindinge en demone. Hy het haar 'n nuwe begin gegee en sy het haar lewe vir hom oopgemaak en sê, Here, hier in my hart sal jy altyd 'n huis hê. Nie net 'n huis nie, 'n kasteel. My hart is u kasteel. Ek wil jou vra vanoggend, wil jy nie net 'n paar oomblikke bietjie by Jesus kom sit nie? Maak net jou oë saam met my toe. Hierdie wêreld hardloop die heeltyd en is besig die heeltyd. Ons kan so vinnig ingesluk word in hierdie gejaag van die lewe. Ons kan maklik weghardloop as dit swaar en moeilik raak. Ons kan hastig raak, selfs as dit kom by Jesus. Maar wil jy nie vanoggend net sê, Here, hier in my hart is daar 'n kasteel. U is altyd welkom. U het nie nodig om plek te soek op aarde nie. Hier is u plek, want u is my Here. U is my meester. U is my prins. Ek het gewonder, hoekom het Maria nie vir Jesus raak gesien en herken toe hy voor haar staan nie? Ek dink sy was so ontsteld, omdat sy nie geweet het waar sy nie. Hy is nie in die graf nie, die graf is leeg. Sy het hom gesoek, sy kon nie 'n oomblik sonder hom nie, sy het hom gesoek, waar sy? Sy was so ontsteld, haar oë was vol trane, sy was nog besig om terug te kyk na die graf toe. Sy het nie besef dis hy wat voor haar staan nie. Maar toe hy haar naam sê, Maria, toe ken sy daai stem, en sy weet, dis my Jesus. Dalk is jou hart ontsteld vandag. Dalk is jou hart vol trane. Hoor vanoggend hoe hy jou naam sê. Jy was daar vir my en nou is ek hier vir jou.